Oh, I carry the weight I could never remove, trying to earn what was already proved, running in circles, chasing my own way, searching for life that kept slipping away. Then you call me out of the darkest night, into your mercy, into your light. Not by my strength, not by my name, but by the power of amazing grace. I don't have to fight alone. Your spirit leads me home. Now every chain has lost its hold. There is no condemnation, I'm covered by salvation. Your spirit lives inside of me. You've set this captive free. You're the source of every heartbeat, the fire burning deep in me. I don't live by fear anymore. I'm alive because you're Lord. Jesus, you are my victory. Jesus, you're everything I need. I plug my soul into broken things, empty promises the world could bring. But every road without your grace left another scar I couldn't erase. Then heaven reached into my pain. Your spirit breathed new life again. Where death had spoken, hope arose. Now everywhere your river flows. I don't have to strive again. Your love has always been enough. Now I stand in Christ alone. There is no condemnation, I'm covered by salvation. Your spirit lives inside of me. You've set this captive free. You're the source of every heartbeat, the fire burning deep in me. I don't live by fear anymore. I'm alive because you're Lord. Jesus, you are my victory. Jesus, you're everything I need. Your spirit is my power. Your spirit is my peace. Your spirit is my freedom, living now in me. When I am weak, you are strong. When I lose my way, you lead me on. From death to life, from fear to faith, your love has made a brand new way. I'm connected to the source. I'm connected to the Lord. No more striving, no more shame. I'm forever changed. There is no condemnation. Your cross has won salvation. Your spirit lives inside of me. You set this captive free. You're the source of every heartbeat, the hope that carries all my dreams. Nothing now can separate the children of your grace. Jesus, forever reigning. Jesus, forever saving. Jesus, no fear, no shame, no chains remain. No fear, no shame, no chains remain. The Spirit gives me life. Oh, no guilt, no death, no power of hell can separate me from your love. I'm connected to the source, forever yours, amen.
Dit raak ons diep, Here Jesus, want ons verstaan 'n stuk genade hier uit. Ons verstaan die waarheid hier uit, Here. Elkeen van ons ken daai klomp afdraaipaaie. Elkeen van ons gaan op plekke waar U ons keer op keer moet kom haal. Here, maar die wonderlike ook van vanoggend se boodskap is, U raak nooit moeg om een van ons te kom haal nie. Die genade is genoeg vir elke liewe een van ons, Here. Help ons, laat ons dit vanoggend ook ons identiteit sal maak. Dat ons is koningskinders, ons weet U is daar vir ons, U het ons geroep met 'n rede. Gaan saam met ons deur hierdie erediens, Here. Amen. Die brief aan die gemeente in Rome kan baie vinnig vir elkeen van ons 'n brief raak oor waar ons de mekaar raak, oor wat dit werklik vir ons wil sê. Paulus praat verskriklik baie van die idee van sonde doen of nie sonde doen nie. Hy praat baie van die idee van hoe lyk 'n lewe in sonde en hoe lyk 'n lewe sonder sonde. Maar dis nie die punt van die brief nie. Die punt van die brief is om te sê dat ons 'n sekere identiteit moet hê. En vanuit hierdie identiteit uit moet ons verstaan, dit beteken ons lewe gaan anders lyk. Nie sonde of nie sonde nie, maar eerder 'n lewe wat verstaan dat elke een van ons 'n roeping het. Ons is nou in koninkrykstyd, die tyd wanneer ons as kerk saam vier wat God vir ons kom doen het. En saam met dit die verstaan dat die manier wat ek en jy leef, beteken ons kry die geleentheid om iets van Jesus se goeie nuus uit te leef. Nou vanoggend gaan ons kyk na Romeine 8. Romeine 8 is daai plek waar ons so bietjie kan asemhaal. Arme Jan moes verlede week preek uit Romeine 7 uit. Jan, ek het nie die preek gesien nie, maar ek kan net dink sterkte vir jou was 'n goeie ding om te sê. Romeine 7 is so 'n moeilike plek. En as ons Romeine reg wil verstaan, moet ons verstaan dat die hart van hierdie hele brief is eintlik in hoofstukke 5, 6, 7 en dan 8. Met hoofstuk 5 kom Paulus en hy sê vir ons dat Jesus het gekom vir 'n rede. Hy het gekom as die nuwe Adam om 'n nuwe skepping, 'n nuwe mensdom te bring. Hoofstuk 6 sê hy vir ons, die manier hoe ek en jy daar uitkom, is deur ons doop. Ons sterf saam met hom wanneer ons deur die water gaan, maar ons staan ook weer saam met hom op in die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat hom uit die dood uit laat opstaan het, woon ook in my en jou. Ek en jy kry hierdie uitnodiging om deel te wees van sy nuwe mensdom. En dan, arme Jan se moeilike gedeelte van verlede week, dan begin Paulus vrae te vra in hoofstuk 7, maar as Jesus dan vir ons in elk geval alles kom doen het, hoekom was die wet dan nou eintlik nodig gewees? Hoekom moes ons daardeur gegaan het? En dan kan ons kyk, verlede week het ons gekyk na hierdie teksvers, Romeine 7 vers 15. Paulus sê ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil doen, doen ek nie, maar juis wat ek haat, dit doen ek. C.S. Lewis skryf in sy in sy boek, Mere Christianity, skryf hy ook iets daarvan. Hy sê, no man knows how bad he is, till he has tried very hard to be good. Julle, ek dink almal van ons kan vereenselwig hiermee. Almal van ons verstaan dat ons, as ons dit uit ons eie uitprobeer doen, gaan ons keer en keer die verkeerde besluite maak. Maar die gevaar van hoofstuk 7 is, ons kan partykeer daar vasgevang raak. Ons kan vasgevang raak in 'n plek van skuldgevoelens. En is juis wat nie moet gebeur nie. Julle sien my baie oulike prentjie daar, weet julle uit wat se fliek uitkom dit? Enige iemand, waar is die? Moenie skaam wees nie. Daar agter. Lion King. Dankie. Hierdie kom uit Lion King uit. Nou julle onder die vaandel van preekvoorbereiding het ek vir Sureta oortuig dat dit verlede week 'n goeie idee is om hierdie fliek vir die 100ste keer te kyk, maar dit was vir preekvoorbereiding gewees.
Ek dink wel sy het agtergekom toe ek al die woorde van die liedjies ken dat ons dalk nie nodig gehad het om dit weer te kyk nie, maar dit daar gelaat. Julle sien hierdie 3 ouetjies op die skerm. Julle weet wie is ou Simba, die klein leeuetjie, en ons almal weet dat sy oom Scar is die antagonis van hierdie hele storie. Hy haat dit dat sy broer Mufasa die koning is. Hy haat dit dat hierdie kleintjie gebore is en heel moontlik by sy pa gaan oorvat eendag. En dan gaan Scar en hy bewerkstellig hierdie plan. Hy lei vir ou Simba en sy pa Mufasa in 'n lokval in. En dan ongelukkig sien ons in hierdie lokval dat sy pa maak dit nie. En dan is die hartseer, en ek dink is die verskriklikste oomblik in enige fliek wat daar is as so Simba by sy pa kom, by Mufasa kom en hy stamp hom so, en hy kom agter sy pa het nie gemaak nie. Dan stap Scar na hom toe, en in daai oomblik, in daai verskriklike moeilike oomblik, dan sê sy oom vir hom, dis jou skuld oor wat met jou pa gebeur het. En dan sê hy vir hom, as ek jy is, sal ek eerder net vlug, sal ek hier wegkom. En dan gaan klein Simba en hy vlug weg, en terwyl hy so wegvlug, dan kom hy op 'n stadium daar in 'n woestyn uit. Hy's gedehidreer, hy's uitgehonger, hy lê net daar, en dan kom hierdie 2 nuwe vriende van hom kom aangesing en hulle is net gelukkig. En hulle tel hom dan op en hulle maak hom groot as een van hulle eie. Maar julle, dan sal 'n baie sekere gedeelte in hierdie fliek wat gebeur, en ek dink julle moet gou terugdink daaroor. Op 'n stadium dan leer hulle hom om nou al hierdie insekte te eet. Kan julle dit enigstens onthou? Of het julle dit net 50 keer gekyk? So op 'n stadium, in plaas daarvan dat hy hulle as ontbyt gebruik, eet hy saam met hulle ontbyt. Maar hy eet saam met hulle insekte. En dan op 'n stadium vat hy so vet wurm en hy eet hierdie ding, en dan sê hy die woorde slimy but satisfying. En is presies om vir ons te wys waar is hy op daai stadium. Daar's iets diep verkeerd. Hy het sy identiteit totaal en al verloor. Hy het vergeet dat hy is koning, king of the jungle. Sy werk is, sy identiteit is dat hy die koning moet wees van Pride Rock. Maar hy vergeet daarvan. Hy lewe eerder hierdie Hakuna Matata leefstyl, en hy vergeet totaal en al wie hy is. Want is moeilik partykeer. Die skuldgevoel bring ons by hierdie plek uit, waar ek en jy vergeet wie ons is, en dat ons 'n roeping het. En dan in die fliek, dan kom die ou aap, ou Rafiki, hulle sê mos altyd jy kan my 'n aap noem, maar noem my net 'n ou aap. Rafiki kom en dan kom hy agter, maar Simba lewe nog. En hierdie ouetjie moet terugkom na Pride Rock toe om alles te kom regmaak. En dan hoe kry hy hom terug by Pride Rock? Hy gaan na hom toe en hy gee vir hom sy identiteit terug. Hy herinner hom dat hy die koning is wat sy pa moet opvolg, en die oomblik wanneer daai identiteit by hom snap oor wie hy is, dan kan hy sy roeping gaan uitleef. Nou julle is welkom om my Rafiki te noem vanoggend, want ek moet julle ook hiervan herinner. Ek moet elkeen van ons herinner vanoggend dat ons uit daai skuldgevoel plek uit moet opstaan, ophou die Hakuna Matata leefstyl leef en besef ons is koningskinders. As gevolg daarvan het ek en jy 'n roeping op ons lewe. Kom ons gaan lees saam, wat sê Paulus en hoe verduidelik hy hierdie nuwe lewe vir ons? Hy sê in Romeine 8 vers 1 tot 4, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees, wat jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar wel deur die Gees.
Nou julle, hierdie is seker een van die beste geskenke wat ek al in my lewe ontvang het. Dis 'n interlineêre Grieks-Afrikaanse Bybel. So ek en ou Tiaan is gelukkig met ons BTH graad hoef ons nie die antieke tale Grieks en Hebreëus saam te doen nie. Maar saam met dit verstaan ons ook hoe waardevol dit is om nou en dan terug te gaan na die grondteks toe. Na die Hebreëus toe om te gaan kyk wat beteken iets werklik vir ons. En vanoggend lê daar in die Grieks vir ons daai skat. Oudeis katakrima. Nou hierdie Griekse woord is 'n woord met 'n negatiewe samestelling wat vir ons sê daar's nou meer geen veroordeling vir my en jou nie. Wat dit so ongelooflik mooi maak, is dat dis amper 'n regsuitspraak wat Paulus hier gebruik. Hy sê vir my en jou dat die vonnis was reeds op elkeen van ons gewees. Ons is gevonnis tot 'n geestelike dood. Ons was afgesny gewees van God. Maar dit wat Jesus Christus vir my en jou kom doen het, dit wat God met die sonde kom doen het, beteken oudeis katakrima, daar is nou meer geen veroordeling vir my en jou nie. Met ander woorde, wat is ons identiteit? Ons leef in Christus. Ons leef deur die Heilige Gees en ons verstaan dat ons kan deel wees van God se plan. Nou julle, Paulus sê dan weer in hierdie gedeelte dat dit wat die wet nie kon doen nie as gevolg van my en jou sondige natuur, dit het Christus kom doen. En wat bedoel hy met hierdie idee van dit wat die wet nie kon doen nie? Die wet is eintlik soos 'n spieël. Nou, ek wil vir julle vra, wie van julle gebruik in die oggende 'n spieël om jou gesig te was, om bietjie skoon te kom? Enigiemand? Is daar 'n paar van julle, ek weet of die ander hou nie baie daarvan om in 'n spieël te kyk nie, maar dis nou nie my skuld nie. Almal van ons gebruik tog 'n spieël om ons gesig te was. Maar julle, gebruik ons dit deur te sê, alright, hier's 'n stukkie spieël in my hand en ek smeer nou seep en ek gooi water op die spieël en ek vat die spieël en ek was my gesig. Is dit hoe dit werk? Nee. Dis belaglik om te dink dat dit kan wees hoe dit werk. Ons weet tog mos hoe jy 'n spieël gebruik. Jy kyk in die ding, jy sien waar as die vuil is en jy vat dit weg. Nou dit is juis hoe belaglik Paulus wil hê dit moet vir ons klink. Ons kon nooit gedink het dat die wet kan maak dat dit ons kan skoonmaak nie. Dit het ons net gewys van wat vuil is. Daar's iets anders nodig vir my en jou om werklik waar by God se krag, by sy vryspraak, by hom uit te kom. Om die verhouding met hom reg te stel. Kon die wet dit nie doen nie. Die Gees was nodig geweest. Nou die van julle wat dalk maandag my klein opsommingkie van die preek gekyk het, sal nou hierdie gedeelte mooi verstaan. Toe ek en Sureta die eerste aand daar in Rome is, na 'n lang vlug, na 'n lang dag uit, kom ons by die hotelkamer uit en ek het die wonderlike idee om 'n Suid-Afrikaanse 2-punt prop in 'n Italiaanse muurprop in te druk. En min of meer is dit hoe dit gelyk het en ons phone chargers, alles is daarmee heen as gevolg van wat gebeur het. Nou julle, dit is so maklik. Ons kan nie, dis nie dieselfde tipe krag. Ek weet nie hoe dit werk nie. Ek sal vir oom Jan vra om dit vir ons te verduidelik. Hy sal krag en elektrisiteit meer weet. Maar ons kan nie ons muurprop gebruik nie. Ons kan nie ons 2-punt proppe daar gebruik nie, want dit kan nie die krag gelei nie. En net so ook probeer Paulus vir ons sê dat die wet kon dit nie doen nie. Jy het 'n nuwe geleier nodig. Die Gees van God wat binne in my en jou woon, maak dit vir ons moontlik om 'n muurprop te hê, om direk by die koning ingeprop te wees. Om direk ons verhouding met hom weer reg te kry. Dit is die werk wat die Gees van God vir ons doen en dit is die uitnodiging tot oorgawe. Nou julle, dan kom Paulus weer en hy gooi so amper weer vir ons 'n curveball met die volgende gedeelte uit Romeine 8 uit. Dit voel die hele tyd of mense op hierdie skip ry saam met Paulus. So kom ons gaan kyk na die volgende gedeelte. Hy sê, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge
van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Nou julle, as ons weer hoor van die sonde en die manier van leef wat God nie vir elkeen van ons beplan het nie, dan kan elkeen van ons sê vanoggend, maar ek is gedoop. Ek het die Here Jesus Christus in my lewe aangeneem. Ek is doodseker die Gees van God werk in my. Ek is doodseker dat die Gees van God lewe in my. Maar tog weet elkeen van ons hier binne is dinge nog nie heeltemal 100% reg nie. Ek gaan ry nou die dag fiets en toe ek terugkom vertel ek vir Soreta, ek dink die Here skud net baie keer sy kop en smile. Ek ry fiets en in een oomblik sing ek letterlik 'n loflied vir die Here. En die volgende oomblik ry iemand my amper van my fiets af en ek groet hom nie met 'n volle hand nie, maar dalk met minder. En dadelik dink ek net by myself, maar waarmee is ek besig? Die Here lewe dan in my. Erik, waarmee is jy besig? Hy gebruik jou om met mense te praat oor hom in liefde, maar jy kan nie jouself net gedra op 'n fiets nie. Ouens, elkeen van ons wat hier sit weet dat wanneer ons lewe aan God oorgee en wanneer die Gees van God in ons woon, werk dit ongelukkig nie soos autopilot nie. Die Here is nie hierdie puppet master wat elkeen van ons aan 'n toutjie besig hou en nou laat die Gees in jou woon, gaan alles net goed en perfek en reg wees nie. Dis nie waaroor dit gaan nie en is ook nie waaroor die boodskap van die brief aan die Romeine gaan nie. Die idee is dat ek en jy moet verstaan dat elke afdraaipaadjie ken ek nog steeds. En elke keer gaan God ons daar kom haal, maar dit gaan nie oor sonde doen of nie sonde doen nie. Dit gaan daaroor dat ek nie gaan toelaat deur die Gees wat in my woon, dat hierdie sonde my weer gaan terugtrek na 'n Hakuna Matata leefstyl toe nie. Ek gaan nog steeds onthou wie ek is. Ek is 'n kind van die koning, van die Skepper God. Dit wat Jesus Christus vir my gedoen het, beteken dat ek is vrygekoop. Ek weet ek gaan nog steeds nou en dan aanjaag, maar dit vat my nie weg van my roeping af nie. Dit trek my nie uit 'n plek uit waar ek vergeet wat en wie is my identiteit nie. Nou julle, hierdie hoofstuk 7 en hoofstuk 8 kan partykeer vir elkeen van ons moeilik raak. Net omdat ons weet, ons is nog steeds mense. En dan kom die idee van genade vir my so belangrik na vore. Dis Mikael wat hier in die aande by ons preek en wat ook die Pinksterreeks gedoen het. Hy en sy vriend het 'n boek saam geskryf en in hierdie boek skryf hy vir my iets wat amper vir my 'n opsomming is van hoofstuk 7 en 8. Kom ons gaan kyk daarna. Hy sê genade is aktief. Dit hervorm jou prioriteite, dit herlei jou begeertes en dit heroriënteer jou lewe vir God se doeleindes. Wat sê hy in hierdie eerste gedeelte? Hy sê nie ons raak perfek nie. Hy sê ons verstaan dat ons nie meer vir onsself leef nie. Hy raak so iets aan van Matteus 6 vers 33 van soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en die res van die goed sal in plek val. Ons moet verstaan dat genade is 'n aktiewe woord. Dit vra iets van my en jou, dit heroriënteer ons. Dan sê hy verder, ware heiligheid vloei uit hierdie genade uit. Sonder genade word heiligheid koue moralisme. Wat sê hy hierso?
Hy sê met ander woorde, as ek en jy weer wil teruggaan na daai spieël toe om ons gesig mee te was, dan raak dit net koue moralisme. Dan raak dit net iets waar ek en jy dink ons kan 'n perfekte lewe leef op ons eie. Ons moet sekere goedjies reg doen en ander nie verkeerd doen nie, dan staan ons op die regte plek met God. Dis nie wat die Here vir ons sê nie. Dit gaan oor soveel meer as net reg en verkeerd. Dit gaan daaroor dat ek en jy besef het, juis ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. En dan sê hy verder, sonder heiligheid word genade goedkoop. As ons maar net aanneek op dieselfde pad, as ons maar net dieselfde ou sonnetjies oor en oor doen, dan raak ons ook op 'n plek waar ons daai genade van God goedkoop maak. Dit kan ook nie wees nie. En dan som hy dit perfek op aan die einde. Hy sê, maar saam wys genade en heiligheid aan die wêreld dat Jesus werklik is en dat sy verlossing kragtig genoeg is om die mens se hart te verander. Dis waaroor dit gaan, julle. Die wet kon nooit ons harte kom verander het nie. Jesus Christus was nodig gewees. Die Gees van God is nodig om binne in my en jou te werk om ons harte te verander. Om ons te herinner daaraan dat ons ook 'n koningshart binne in ons het. Om ons te herinner keer na keer dat ek en jy 'n sekere identiteit het en as gevolg van hierdie identiteit het ons 'n roeping. En as ek en jy nie ons roeping uitleef nie, dan gebeur dieselfde wat op Pride Rock in Lion King gebeur het. Dit val uit mekaar uit. God nooi my en jou om deel te wees van sy koninkryksplanne. Hy het ons dalk nie nodig nie, maar hy wil baie graag hê ek en jy moet deelneem. Ek wil vir julle vra, op jou eie tyd, lees hierdie gedeelte net weer oor, as 'n opsomming. Raak dan 'n rukkie stil en daarna sal ek vir ons dan afsluit met 'n gebed. Here Jesus, soms loop elkeen van ons nog op daai afdraai paadjies rond, maar die boodskap is baie duidelik vanoggend. Here, ons mag nie baie tyd daar spandeer nie. Ons mag nie daar vasgevang word nie, ons mag nie op 'n plek van skuldgevoelens vasgevang word nie. Here, ons lewe is miskien nie perfek nie, maar ons sê dit hoeveel keer vir mekaar, ons is dalk nog nie daar waar ons wil wees nie, maar as gevolg van u krag wat in ons woon, Here, is ons ook nie meer op 'n plek waar ons lank terug was nie. Ons is vrygekoop, ons is deel van u liefde en u genade. Here, en as gevolg van hierdie nuwe identiteit wat ons vir onsself kan neem as koningskinders, weet ons dat ons het 'n roeping. Elke een van ons het 'n roeping om iets van u liefde, vreugde en vrede in 'n wêreld te gaan uitleef wat dit so broodnodig het. Here God, dankie vir die geleentheid wat u vir ons gee. Dankie dat u ons gaan haal het, Here, teruggebring het. Dankie dat u nooit moeg raak om ons elke keer op die verkeerde plekke te gaan haal nie. Maar Here ook, dankie dat ons kan weet dat dit hoef nie so te bly nie. Ons kan verander deur die wonderlike krag wat binne in ons woon. Ons kan besef dat ons geroep is vir iets soveel groter as net onsself. Amen. As jy iets van vanoggend se diens onthou om nie Hakuna Matata te sing nie, onthou eerder om my Pa is die koning van die heelal te sing. Onthou jou identiteit. Weet wie jy is in Christus en weet dit beteken dat jy het 'n roeping.
Mag jy in hierdie week wat kom, die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun, die Here Jesus Christus en die nabyheid van die Heilige Gees beleef oral waar jy gaan. Amen.